Goeiemôre geliefdes, kom ons staan en dan sing ons die Onse Vader. Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk en my vredeverbond nie wankel nie, sê die Here, jou ontfermer. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing Psalm 63. Psalm 63, ons gaan daar die 3de en die 4de vers sing, maar ons sing het op die wysie van Psalm 18. Geliefdes, na die wet, dan sing ons gesang 273 vers 1 en 2 en dan na die geloofsbelijdenis die 4de vers, gesang 273.
Maar eers luister ons na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan hier in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land, wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, Romeine 8 vers 34, daar sê Paulus, hy sê, Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. En dan in vers 37, Romeine 8, 37, ons is meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Hoe wonderlik, met hierdie waarheid in die hart, kom ons spreek ook die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode.
Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, vanmôre luister ons na die woord van die Here. Daar in Matteus 28, Nuwe Testament, Matteus 28. Ons gaan daar van vers 1 tot 20 lees. En dan net kortliks verwys na 'n ander versie ook, maar kom ons bid eers saam. Here God, U die almagtige, alwyse, alwetende, U die skepper God, die lewende God. Ja, Here, ons kom voor U vanmôre, hierdie gemeente, en ons kom kniel voor U. Ons kom in aanbidding. Want Here, ons wil sê, so dit luid uitroep, sonder U is alles te vergeefs. Sonder U sien ons nie kans vir hierdie lewe, sien ons nie kans vir hierdie werksweek wat voor lê, met al sy bedrywighede. En daarom bid ons om U genade, Here, dat U vir ons die krag sal gee, die moed sal gee, dat U deur die woord van elkeen van ons ook die wysheid en insig sal gee. Ook daar waar ons dikwels baie belangrike besluite moet neem, dat U vir ons deur die Gees ook daarin sal help en sal lei. En Here, gee dat ons lewe U genade weerspieël. Ja, Here, gee dat ons lewe die verlossing en die oorwinning van ons Here Jesus Christus weerspieël. Want as ons vanmôre ook eerlik is voor U, dan besef ons, Here, die goeie wat ons dikwels wil doen, die doen ons nie. En die slegte wat ons nie wil doen nie, as ons weer kry, dan doen ons dit. Maar dankie, Here, ook vir die genade en die liefde. Maar U wat vir ons hier byeen bring, so in die gemeenskap van gelowiges, om saam na U woord te kom luister, dit werklik ter harte te neem. Gee, Here, dat ons deur die Gees hierdie woord ook sal gaan uitleef. Dat ons nie maar net sal hoor en tot niks oorgaan nie. Dankie dat U deur die Gees so besig is met ons heiligmaking, dag na dag. Ja, Here, dat U woord vir ons gee, maar U woord wat soos 'n tweesnydende swaard. U woord, Here, wat soos 'n rots is, wat vermorsel, wat oopbreek. En daarom vra ons, Here, dat die harte wat hard is, sal oopbreek. Sal oopbreek tot bekering. Sal oopbreek, Here, tot geestelike groei, tot heiligmaak. Wees met elkeen vanmôre hier. Here, hou U hand oor ons hier.
En ons vra, wees ons sondaars genadig, ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes, ja, buite in hierdie gedeelte kan jy maar net 'n plekkie oophou daar by 1 Korintiërs 15. As jy daar wil saam lees, maar net 'n enkele versie daar. Matteus 28 van vers 1. En laat na die Sabbat toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalene en die ander Maria om na die graf te gaan. Daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy's nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. En gaan haastig, sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap en gehardloop om dit aan sy disippels te vertel. En terwyl hulle op weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met een steen sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie, gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan en daar sal hulle my sien. En terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het. En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader en raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel terwyl ons aan die slaap was. En as dit by die gouverneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is. Hulle het toe die geld geneem en gedoen soos hulle geleer was. En hierdie verhaal is versprei onder die Jode tot vandag toe. En die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Geliefdes, maar net daar die beklemtoning van dat hy hulle, sy disippels daar by Galilea wil kry, vers 7. Gaan vooruit na Galilea, daar sal julle hom sien. Kyk, ek het dit gesê. En dan weer vers 10. Sê hy weer, gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan. En nou vers 16, ons teksvers daar, en die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. Interessant die woordjie bestel daar. Ek dink toe nogal, die ou mense, veral my pa wat ook nou lankal oorlede is, hy het altyd nooit gepraat van 'n afspraak, hy het 'n bestelling. Hy het 'n bestelling by so en so, alles is net bestelling, en hier, Jesus het hulle bestel. Goed, 1 Korintiërs 15 word daar in vers 6 gesê,
Hy vertel eers hier Paulus aan wie Jesus verskyn het en dan sê hy in vers 6, daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders te gelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Meer as 500 broeders. Dis dieselfde as hierdie verskyning, hierdie afspraak wat hy met sy disippels gehad het. Ons gaan nou daaroor praat. My broer en suster, hierdie dan die 8ste verskyning van die opgestane Here Jesus Christus. Dis met ander woorde in hierdie 40 dae tussen die opstanding en die hemelvaart. Die 8ste. En hierdie verskyning wat vermoedelik ook op 'n Sondag plaasgevind het. In die Bybel word 'n Sondag baie keer aangedui as die dag van die Here. Maar dit is wat hierdie verskyning anders maak. Hierdie verskyning is die enigste verskyning waar Jesus vooraf uitdruklik met sy disippels afgespreek het. Daar, ons het dit gelees, Matteus 26:32, maar nadat ek opgestaan het, sal ek voor julle uit Galilea gaan. En dan sê hy hierso, en die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. 'n baie belangrike afspraak. En dan natuurlik weer so met herhaling, kan 'n mens hoor, na die opstanding, dan sê die engel ook aan daardie vroue die opdrag gegee, gaan sê vir die disippels, hulle moet my daar gaan kry, daar sal julle hom sien, kyk ek het julle dit gesê, Matteus 28 vers 7, kyk ek het julle dit gesê, met ander woorde, baie belangrik daar die woordjie net kyk, om weer hulle aandag te vestig, moenie vergeet nie, dis baie belangrik, julle mag dit nie mis nie. En 'n Paulus wat dan kom en hier in 1 Korintiërs 15 vers 6, dan hoor ons weer van hierdie ontmoeting waar 500 mense daar verskyn het. En ons kan agterkom hier dat baie maar bloot toe uit nuuskierigheid uit soontoe gegaan het. Jy weet maar so gaan dit. Die storie loop, die nuus word oorgedra, Jesus gaan daar wees, en nou gaan mense. Belangrik hier sê, Matteus 28 vers 17, en toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. So daar was maar 'n klomp mense wat net uit nuuskierigheid uitgegaan. Maar my broer en suster, hoe dit ook al sê, dit was 'n belangrike ontmoeting wat Christus met sy disippels gehad het. Ons kan hierdie afspraak wat Jesus met sy disippels gehad het, kan ons vanmôre ook gaan toepas op sy kerk, die kerk van vandag. Gaan toepas op die afspraak wat die Here met sy gelowige kind het, met elkeen van ons. Om opnuut te besef, hierdie afspraak wat die Here met my het, is baie belangrik. Afsprake as ons dink, my daaglikse stilte tyd, my bemoeienis met die Here, afsprake, my Bybelleestyd, my bidtyd, my afspraak, my broer en suster ook hier in sy huis, waar hy vir my nooi, kom hier. Daarom is dit baie hartseer dat lidmate wat nog nie vermoë het en gesond is, nie meer hierheen kom. Daarom kry ons daar in Hebreërs 10 vers 25, waar duidelik gewaarsku word ons, en laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dis te meer na mate julle die dag sien naderkom. En daarom my broer en suster, hierdie afsprake wat ek met die Here het, is baie belangrik. Ons moet dit nie maar net sommer geringskat nie. 0 afsprake en haar afsprake
sal 'n vrou nie maklik misloop nie. En is ook seker nodig vir haar versorging, of 'n koffieafspraak. Die manne sal nie maklik sommer 'n kuier of 'n braai afspraak of 'n jaggeleentheid of 'n visvang misloop nie. Hulle is daar. Klokslag. Maar as dit baie keer by die Here kom en sy afsprake in sy kerk, is daar baie verskonings. En wat erg is, mense word nie eens meer skaam daaroor nie. Word nie meer skaam as hulle blaatant hierdie afsprake met die Here versuim nie. Die kerk hier, die gemeenskap wat by mekaar kom, gemeenskap van gelowiges, hier waar ons mekaar ontmoet, hier in die gemeenskap met die Here en gemeenskap met mekaar, waar ons saamkom om hom te aanbid en om te loof. Hoe kan mens dit verontagsaam? Broer en suster, maar diegene wat dit verontagsaam, is nie aan mense nie, maar aan die Here rekenskap verskuldig. Ons is terug hier by hierdie gedeelte, hierdie afgesproke plek. In ons gedeelte is natuurlik die Taborberg. Die Taborberg, daar naby die see van Galilea. En as jy die woord Taborberg hoor, dan kan dit jou terugneem, dan moet dit jou terugneem na die bergpredikasie. Dis hier waar Jesus Christus sy bergpredikasie gelewer het, Matteus 5-7. Maar belangrik ook, dis by hierdie berg wat die verheerliking van Jesus Christus plaasgevind het, waar deur Gods beskinking het Moses en Elia daar aan Jesus, Petrus, Johannes en Jakobus verskyn. My broer en suster, gaan lees daardie gedeelte Matteus 17. Dis aangrypend. Watter belewenis was dit nie, die voorkoms van Jesus Christus wat vir 'n oomblik verander het, begin glinster het, soos die van 'n hemelwese. Dit alles deel van sy verheerliking met die lig op sy kruisiging wat voorlê. En hoe wonderlik, tydens hierdie verheerliking het die stem van God die Vader uit 'n wolk, uit die hemel gekom, Matteus 17 vers 5, waar hy gesê het, dis my geliefde seun, in wie ek welbehaag het, luister na hom. Dis daar dieselfde woorde wat die Here, die Vader gespreek het, toe Jesus Christus gedoop is. Aangrypend. En nou by hierdie selfde berg Tabor, ontmoet die opgestane Here Jesus nou sy disippels in hierdie geselskap van oor die 500. Hoor jy dit vanmôre, geliefdes, hierdie berg en alles wat hier gebeur het, voorwaar so 'n groot monument van groot gebeurtenisse van 'n herinnering. En met hierdie ontmoeting kom die profesie van Jesaja 9 vers 1 in vervulling. Jesaja 9 vers 1, die volk wat in duisternis wandel het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee oor hulle het 'n lig geskyn. Hierdie lig dui op Jesus Christus en sy verlossing wat in hierdie donker wêreld gekom het, in donker harte, ongelowige harte gekom het. Ons lees verder Jesaja 42 vers 6, Johannes 1 vers 9 van Jesus Christus as die waaragtige lig. En dan in volle glorie verklaar Jesus nou, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Matteus 28 vers 18. Jesus Christus verklaar, bevestig triomfantlik sy oorwinning oor die dood. En hierdie uitspraak gee vir my en jou daardie geleentheid om in alle aspekte van die lewe sy oorwinning te erken en te gaan leef en te gaan getuig daarvan.
Hierdeur sê hy, ek is oorwinnaar oor alle magte, die sonde, die Satan, die bose, ook die dood. Die disippels sou binnekort hulle taak as apostels dan as uitgestuurdes moes voortsit. Maar dis juis in hierdie opstandingskrag, hierdie oorwinningskrag, wat hulle kan uitgaan, wat hulle werk aan gaan doen, om te weet, Jesus Christus is die hoof van alle gesag. Om te besef, hulle het nie nodig om te huiwer en bang te wees nie. En daarom hierdie koninklike bevel van Jesus Christus, as hy vir hulle sê, gaan heen maak disippels van al die nasies. En daardie woorde ook die ryke seën oor die hele wêreld, al die nasies heen, al die nasies waarin sy uitverkore kinders is. En daarom gaan daar nog 'n wonderlike profesie in vervulling, Jesaja 52 vers 7. Hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep, wat aan Sion sê, jou God is koning. Geliefdes, aan elkeen van ons kom die opdrag om lig van Christus te wees. Om lig van Jesus Christus se verlossing in hierdie duister wêreld te wees. En ons doen dit nie in eie krag nie. Ons doen dit in die naam en in die krag en die oorwinning van Jesus Christus. Ons is ligdraers van sy verlossing. Ons is fakkeldraers van hierdie triomfanklike oorwinning van hom. En daarom, ek en jy het nie nodig om te vrees nie. Ek en jy ontvang hierdie wonderlike, hierdie heerlike versekering, Matteus 28 vers 20. En kyk, ek is met julle al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Daardie amen, wat ook nie verniet is nie, want amen sê, dit is so, dis waar, dis ongetwyfeld so. Mense het nie nodig om te twyfel nie. En daarom kom Paulus en hy sê ook daarin, in 2 Timoteus 1 vers 7 sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. My broer en suster, mag jy deur hierdie afspraak vanmôre wat jy hierdie bestelling wat jy vanmôre hier in die huis van die Here het, mag jy bewus raak van Christus. Mag jy opnuut bewus raak van Christus se oorwinning, sy mag, sy gesag, sy liefde, sy genade. Mag jy opnuut bewus raak van sy nabyheid, waarmee hy elkeen van ons bemagtig, krag gee, om getroue getuies te wees in hierdie wêreld. Oral, altyd gestuurde. Waar ek ook al gaan, al is ek daar by 'n braaivleisvuur, al is ek daar by my werk, in my huis, in die skool, waar ook al, oral, altyd gestuurde. En daarom, my ganse lewe is 'n getuieskrif. Hoe wonderlik om te weet, en dit weer vanmôre opnuut te besef, die Here is deur sy Gees met my. En die woorde daar uit Hebreërs 13 vers 5, hy sal my nooit begewe of verlaat nie. My broer en suster, die Here dring vir my en jou, om ons afsprake met die Here na te kom, getrou na te kom. Ons kan dit baie keer versuim. Ons het verlede keer gepraat van die brandende hart van geloof. 'n Brandende hart in die geloof wat vir my dring my tot
toewyding, tot opoffering. Hoeveel mense is nog bereid om vir die Here op te offer? Dit dring my tot dankbaarheid, tot lof, tot aanbidding. Ja, en mense het belangrike afsprake, dis ook nodig. Jy het belangrike afsprake by die dokter, of die tandarts, of die prokureur. Maar my broer en suster, die heel belangrikste afsprake is met die Here. Moet dit nie versuim nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie afspraak. Elke Sondag hier in die kerk, saam as gelowiges. Wat 'n wonderlike voorreg, wat 'n wonderlike genade, wat U so deur die woord weer vir ons en deur die Gees wil krag gee, moed gee om aan te gaan. Wat U so besig is met ons heilig maak. Here, hoe kan ons dit verbeur? Hoe kan ons dit versuim? En ons bid, Here, vir hulle wat, vir wie dit 'n groot las is om na U huis te kom en ander afsprake met U na te kom. Ons bid dat U deur die Gees vir hulle ook 'n hinkering in die hart sal gee, om getrou te wees. Dring ons, Here, tot getroue getuies in hierdie ou wêreld, waar ek kom en wat ek doen, en dat ek getuigskrif sal wees van my verlossing in Jesus Christus. Dat ek die naam Christen werklik waardig sal wees. Ons bid om U genade, Here, lei ons. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, hier uit Gesang 378. Gaan ons sing verse 3 en 4. Ek lees nou hier van die, laat ons stand hou in die chaos. Nou ja, as goed ek herinner, moet julle dalk nie herinner aan al die chaos in die wêreld. Mens hoor maar net, nou het ek weer gehoor van hoeveel miljarde wat weer weg is en gesteel is. Ek het nou die dag toe was ek, die aanbieders was skoon in trane van nou dogtertjie wat, sy het nie regtig ondersteuning van familie nie, maar sy het 'n hond, klein kind, nog in die laerskool. Dan staan die hond daarby, daai honde word opgelei deesdae vir emosionele ondersteuning, so slim is hulle. En op 'n stadium toe sy benoud geraak het daar in die hof, toe lê die hond sy poot so op haar been, en toe is die kind sommer kalmer. So ons mense wat eintlik maar so ons plig versuim, die diere en alles, natuurlik is wonderlik. Diere wat moet help om eintlik plek van mense nou net so daar gedink in te staan. Ons wat eintlik daar die ondersteuning en barmhartigheid moet doen. Ons wat nie daai verantwoordelikheid nakom nie. Maar dit nou daar gelaat. Luister tog as jy hierdie woorde sing. Hierdie vers 4, die hoop op hom leer heilig lewe. Dit staal ons vir die swaarste taak. Dit laat ons stand hou in die chaos totdat hy alles nuut sal maak. Dit sterk ons hande tot die goeie. Laat ons die koninkryk verwag. Die openbaring van die toekoms wat aanbreek op die laaste dag. Ons leef in hoop, verwagting. Kom ons sing daardie vers 3 en 4 tot eer van die Here.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u almal. Amen.